Nou vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. My gebed is dat die Here vir ons ook na 'n goeie nag se rus genade sal gee om hierdie dag tegemoet te gaan. In sy naam met ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Ons gaan vanmôre 'n bietjie met u praat oor die 11de gebod. En u wonder miskien, waaroor gaan ek praat en wat behels dit? Ag vriende, kom ek gaan vir u 'n paar verse lees en dan gaan ek vir u so 'n bietjie verduidelik wat hierdie 11de gebod behels. Nou, dit is nie 'n 11de gebod wat ons byvoeg by die 10 gebooie wat die Here vir ons in Eksodus gegee het nie, maar is 'n baie mooi uitvloeisel, want u sien, as ons kyk na die 10 gebooie, gaan dit oor ons verhouding met God en ons verhouding met ons naaste, en dan sien ons in hierdie 11de gebod, hoe hierdie twee baie mooi bymekaar kom, en hoe ons ook daarin ons kan verbly, en die Here kan vra om hierdie gebod uit te lewe met ons hele hart, siel en al ons krag. Die Here sê daar in Johannes 13:34, hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Ag vriende, dit is my so kosbaar om dit te gesien het, is dat die Here sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. U sien, liefde is eintlik 'n ou gebod, want die Here sê alreeds in die Ou Testament, dat ons die Here ons God moet lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons krag. Ons vind die herhaling van dit in Matteus 22, waar daar staan, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En nou kom die Here en hy voeg iets by. Hy sê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Jesus het tydens sy aardse bediening 'n praktiese 'n voorbeeld gestel wat hierdie apostels moet navolg. En daarom praat ons maar in die teologiese taal van die 11de gebod. Julle moet lief hê soos Christus kan ook ons lief gehad het. Vriende, baie belangrik as ons sien hierdie liefde vir God en ons liefde vir ons naaste is twee dinge wat baie nou saamhang in ons wandel met die Here. Deuteronomium 6 vers 5 sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou al jou krag. Levitikus 19:18, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Jy sien, die Here herhaal hierdie dinge heeltyd deur die Bybel om sterk klem te lê op die feit dat die Here juis gekom het om vir ons te wys hoe liefde geopenbaar word in die gee van sy lewe vir ons en hoe ons op ons beurt ook deur liefde ons lewe moet gee vir ander. Johannes 13:34 vriende is so belangrik, want dit dui op Jesus as die standaard wat vir ons gestel is en die een wat die voorloper is. 1 Johannes 2 vers 5 tot 10 sê, maar elkeen wat sy woord bewaar in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. En hoe het Jesus gewandel? Die Bybel sê vir ons baie duidelik in liefde. Romeine 5 vers 5, en die hoop beskaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Ag vriende, die dag toe die Here ons kom red het, het hy sy liefde in ons harte uitgestort, sodat ons hom kan lief hê en dat ons ons naaste kan lief hê soos onsself. Galasiërs 5 vers 22, die baie bekende vrug van die Gees is in die eerste plek liefde. Daarom moet ons sien vriende, omdat ons gered is en die Gees in ons woon, kan ons daaglik deur God se krag poog om lief te hê soos Jesus lief gehad het. Daarom 'n kind van die Here is iemand wat liefdevol teenoor ander optree. Dr. John MacArthur skryf, en ek gaan vir u dit in Engels lees. Hy sê, we are saved by faith. We are saved to love. True saving faith is more than a conviction of the mind. It transforms the heart to love. Dis ook wat ek vir u ook gesê het in die oordenkings wat verby is. Baie mense praat Christendom, baie min mense leef dit. Baie mense sê, ek dien die Here in my hart, maar ander wil graag sien wat in jou hart aan die gang is, en hulle kan dit net sien in jou werke, in jou optrede, in jou lewe. So ware saligmakende geloof lewer altyd die vrug van liefde op teenoor jou naaste en teenoor die Here self. Nou vriende, as ons kyk na die Here Jesus se liefde, dan sien ons sy liefde in verskillende areas, op verskillende maniere, en ons dink aan die koms na hierdie aarde. Dink daaraan dat Christus die luisterryke hemel verlaat het, na hierdie stowwerige aarde gekom het, die Skepper het tussen die skepsele kom wandel. Vriende, hy is self deur sy skepsele uitgejou en gehoon en later gekruisig. En die Bybel leer vir ons dat hy het geen roof geag om aan God die Vader gelyk te word nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. En vriende, hy het gehoorsaam geword tot die dood van die kruis. Ons dink aan Jesus se gesindheid teenoor mense. Vriende, dink net aan sy aardse bediening. Hoe hy innige meegevoel
teenoor mense gehad het. Hoe hy hulle gevoed het. Hoe hy hulle deur die woord bedien het. Hoe hy geween het toe Lazarus gesterwe het. Hy was nie 'n robot wat klinies teenoor mense opgetree het nie. Daar was altyd empatie in sy hart. Ons dink aan hierdie vrou wat op die daad van egbreek betrap was, Johannes 18, hoe Jesus vir haar gesê het, gaan en sondig nie meer nie. Ons dink, vriende, aan die wonderlike geleentheid waar Jesus stilgestaan het by Saggeus in Lukas 19. Kom af, dat ek vandag by jou huis kan tuis gaan. Dis die Here Jesus se gesindheid gewees teenoor mense. Ons moet ook lief hê soos Christus lief gehad het. Mense kan ons baie keer irriteer. Mense kan ons baie keer afronteer. Mense kan ons baie keer, vriende, verkeerd opvryf, maar ons verantwoordelikheid, ons roeping, ons hemelse taak is om mense te behandel soos Christus hulle behandel het. Ja, daar is tye wat Jesus sonde aangespreek het, veral by die kerklei. Die skynheiliges het Jesus gereeld aangespreek en met hulle kop gestamp. Maar vriende, dat die boodskap het altyd uitgegaan, dat hulle moet bekeer tot die Here Jesus Christus. En ons wat bekeerd is, ons wat gered is, ons wat weergebore is, moet lief hê soos Christus lief gehad het. Dis die 11de gebod, die baie duidelike boodskap. Hierdie nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Nog 'n manier ons Jesus se liefde sien, is sy volharding tot die einde toe. Jy onthou dat Jesus nie op pad na die kruis toe hy gesoek het onder daardie kruis en gesoek het eintlik, dat hy gesê het, ag, dis nou klaar, Vader stuur die engele om my te verlos nie. Hulle het hom gespieg, hulle het hom bespot. Vriende, hulle het hom uitgejou. Ek sou nie 1/1000ste van hierdie marteling kon ervaar en beleef en deurstaan het nie. En tog het die Here Jesus uit die pad gestap. Simon van Sirene dra sy kruis en hy kom by die kruis, hulle slaan hom daar vas en daar spot hulle hom en hulle verdeel sy klere en hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hulle het nie die impak verstaan van die boosheid waarmee hulle besig was nie. En ag vriende, as Jesus so lief gehad het, moet u en ek daagliks bidend die dag tegemoet gaan en vra, Here, help my om te besef dat u bereid was om die hemele te verlaat ter wille van my. Die aanbidding van engele te verlaat om na hierdie sondige wêreld te kom. Laat my besef, ek is nie beter as ander mense en ek is anders. Omdat u in my woon, maar help my om ook uit te gaan. Om onder hierdie mense u gesindheid openbaar. Help my om mense te hulp te snel. Help my om u evangelie met hulle te deel. As ek finansiëel kan help, Here, gee my wysheid om dit te doen. Here, help my om nie met hulle moeg en moedeloos te raak nie. Help my om die pad saam met u te stap tot die einde toe, sodat ek die goeie van u kan ontvang, die mooi so van u kan ontvang. Ja, ewig saam met u in u heerlikheid. Die Bybel sê vir ons daar in Filippense 2, moenie iets doen uit selfsug of uit eie eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy weet in die gestalte van God was dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. En aan die mense gelyk geword en in 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Die apostel Paulus antwoord op hierdie kosbare, amper sê verklaring van die Here Jesus se lewe. Hy skryf daar in Filippense 3 vers 7 tot 10. Maar of vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om uit die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou het om Christus as wins te verkry. En hom gevind te word, nie met my geregtigheid, wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek ook aan sy dood gelykvormig word. Die hartseer tendens in die westerse wêreld is, vriende, ons dink, as ons 'n oorgawe aan Jesus gemaak het, 10 en 20 en 30 jaar terug, 'n gebedjie agter die predikant of die pastoor of die geestelike werker gedoen het, ons op pad hemel toe, ons kan leef as ons wil, ons kan al ons geld en ons tyd en ons goed gebruik soos ons wil, en die Here sal ons eendag met oop arms in die hemel ontvang. Vriende, vergeet daarvan. 'n geloof wat waarlik eg is 'n geloof wat aktief is. Jy sien, geloof is nooit passief nie. Geloof is nie, ek ontvang hierdie ewige lewe, niemand weet daarvan nie, ek leef my lewe soos ek wil, en ek gee nie om verander nie. 'n Aktiewe geloof is, ek besef uit watter groot sonde en ellende God my kom red het. En ek sê, Here, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees
meer en meer. Dat hierdie liefde wat U aan my geopenbaar het, ook aan ander geopenbaar word. Mense wat dit nie verdien nie, mense wat dit miskien nie gaan waardeer nie, maar soos ons nie U liefde verdien en waardeer, Here, wil ons ook maar op ons beurt vir U dankie sê en dan ietsie van U lewe aan die wêreld openbaar. Dis waarom die Here ons kom red het, vriende, dat sy gesindheid in ons gesindheid na vore sal kom, dat sy liefde in ons gestalte sal kry. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, toe die Here Jesus, nadat Petrus hom verloon het, en die Here kry hom by die see van Tiberius, het hy hom net 3 keer hierdie vraag gevra. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hierdie liefde, vriende, het uitgeloop dat Petrus die leier van die Nuwe Testamentiese kerk geword het, en hierdie massa-herlewing het plaasgevind, sodat mense uit elke nasie, taal, volk en stam God se waarheid gehoor het. Daarom pleit ek by U, dat U en ek daders van God se woord sal wees. Psalm 139 vers 23, is 'n gunsteling vers in die woord, waar ek gereeld bid, Here, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Ek bely vanmôre, vriende, ek het God nie lief soos ek hom behoort lief te hê nie. Ek het nie my naaste lief soos ek hulle behoort lief te hê nie. Daarom is ek nie altyd so getrou aan God se gebooie wat hy ons gee nie. Daarom bly my bede elke dag, Here, groter liefde vir U, groter liefde vir my naaste, sodat ek meer getrou kan handel in alles wat ek doen, sodat U in alles verheerlik kan word. Groete vir U, seën, mooi dag verder, tada.